basiese boekhouding. Jy moet boekhou. As jy nie boekhou nie, dan gaan jy nie weet wat aangaan nie. Ek gaan nou net die heel basis. Ek gaan nie in diepte in nie, heel basiese goed. Jy moet 'n blad hê. Aan die een kant, al jou inkomste, aan die ander kant, al jou uitgawes. En die verskil onder tussen die twee kolomme is jou wins of jou verlies. So as jou uitgawes meer is as wat jy inkry, dan het jy verlies gelei. As jy meer ingekry het as wat jy uitgee, het jy wins gemaak. So eenvoudig soos dit. So wat kom in die inkomste kolom? Dit is al die geld wat jy ingekry het. So kliënte betaal jou vir die produkte wat hulle by jou koop. En dit moet altyd die bedrag meer wees as wat jy betaal het vir die goed. Jy kan nie dit verkoop vir dieselfde prys nie. Wat lekker is van die besighede waarin ons is, jy betaal reeds die goedkoper prys, jy hoef niks uit te werk, jy hoef die winsgrense uit te werk, jy het klaar jou prys wat jy nie verkoop. Dit is baie maklik. Al daai werk word van jou afgevat. So aan die een kant skryf jy almal se gelde wat jy inkry. Belangrik om te skryf sommer watter datum jy dit ingekry het. Jy kan byskryf wie se naam op. Jy kan dit groter maak. Ek is nou net hier op die basiese goed. So dan weet jy wie het betaal ook. Jy kan gaan kyk as iemand sê maar ek het al betaal, kan jy gaan kyk, het hy betaal. So dan kan jy sien wat het jy ingekry. Aan die ander kant jou uitgawes. Dis die bedrag wat jy betaal. Maar dis nie net vir jou voorraad. Onthou jy koop sakkies op. Dit kom ook by. Dalk moet jy iemand betaal om jou pakkie te gaan aflewer. Daai geld moet daarby kom. Skryf jy daar, ek het vir Koos R30 betaal om my te ry dat ek gou die pakkie kan afgee. Ek moes iemand betaal om die pakkie daar by Pep te gaan optel. Dis 'n uitgawe. Enigiets wat jy dan aangaan, is 'n uitgawe. So skryf dit in die uitgawekolom. As jy geld vat uit die besigheid uit, skryf dit daar op jou salaris. Want dit is hoekom jy uit die wins uit, gaan jy 'n salaris vir jou vat. So as jy daar uit vir jou vat, R50, jy gaan vir jou 'n koeldrank en ietsie koop om te eet terwyl jy die goed afgelewer het, skryf dit daarby, want dit is 'n uitgawe. Dis jou salaris. Jy gaan dit nie afskryf teenoor die besigheid vir julle wat nou weet van boeke. Jy vat dit vir jou as 'n salaris. En dan, so gaan jy kan sien aan die einde van die maand, het jy wins gemaak, het jy verlies gemaak. Nou kan jy gaan sit, jy het nog gesien, kom ons sê, jy het vir die maand net R300 wins gemaak. Maar jy het eintlik R1000 nodig uit hierdie besigheid uit. So jy kan gaan kyk, jy moet jou omset, dit wat jy verkoop, die bedrag aan die inkomste kant, moet jy verdriedubbel. Dan kom jy by R900, so bietjie meer as dit moet jy dan gaan. Jy kan dit dalk vir 4dubbel, dan weet jy, jy's oor dit. Nou gaan jy kan begin sit en kyk en sê, maar ek moet nog soveel kliënte bykry, of soveel bestellings bykry. En dit gaan jou dryf om daai targets te bereik. Dis doelwitte, die ander video's kan jy gaan kyk. Jy moet so doelwitte elke maand stel. En dit is een van die maniere hoe jy daar gaan uitkom. Jy moet weet wat het die maand gebeur. Nou jy nie einde van die maand dan wonder jy maar, ek het dan nie eers geld om die goed alles te betaal wat ek wou toe ek het aangesluit het. Want nou jy het aangesluit met 'n idee in jou kop, met 'n verwagting van dit soveel geld jy gaan maak. En jy moet gaan kyk, waar is jy in terme van hierdie verwagting? Want jy kan nie elke maand net sit en wag vir mense om te bestel nie. Jy moet werk. En hoe meer jy insit in die begin, dis soos boerdery. Onthou in die afseisoen, doen die boer en sy werkers ongelooflik baie, maar daar's niks nie. Jy moet die lande omploeg, jy moet die lande voor, of jy moet as dit 'n wingerd is, jy moet die wingerde snoei, jy moet al sulke goeders doen, wat 'n klomp werk is, maar daar is niks vrugte nie, daar is niks groente, niks nie. En dan eers later, dan begin hierdie opbrengs kom. So dit is iets wat jy in gedagte moet hou. Jy moet insit in die begin, jy gaan baie insit in die begin, en jy gaan niks sien daarvoor nie, maar vorentoe gaan jy sien, nou begin het werk. Pas 'n kliënt op, en onthou 'n kliënt kan daar wees vir lewenslang. So, jy moet weet van jou kliënte, die kliënte het die maand betaal. Ek moet hom oppas, ek moet volgende maand weer kyk. Dan gaan kyk jy na jou finansies, kan ek nie dalk vir hom ietsie ekstra gee nie, om dankie te sê vir sy ondersteuning. Maar jy kan nie net gaan sê, ek gaan vir die sommer hierdie ding bygee, of daai en bygee, en aan die einde van die maand, dan sê nou het jy niks geld oor nie. Want jy het nie gaan kyk toe jou boeke doen, wat maak jy, wat is jou inkomste, wat is jou uitgawes, hoeveel kan ek afsny van daai winsgedeelte, en terugploeg in my kliënte. Moenie dit net doen op die ingewing van die omgewing, ons is lief daarvoor. Ook het 'n baie goeie maand, ek gaan ons sommer vir almal 'n gratis geskenkie gee, en dan as jy die geskenkie vir hulle gee, dan wonder jy maar, aan die einde van die maand, nou ek het so goeie maand, 'n klomp orders gekry,
Maar ek het nou dieselfde wins as die vorige maand. Wees wys, doen jou boeke.